Ek lees vir ons Romeine 8 vanaf vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker, ek weet verseker, dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus is nie. Hy is ons Here. Amen. Kom ons bid. Here, vanoggend is ons opnuut weer bewus van die genade wat elke dag vir ons net genoeg is. Here, ons sê dankie dat ons sommer nou al kan weet, hier reg aan die begin van die erediens, dat daar niks is wat ons kan skei van u liefde nie. Here, laat daardie liefde reg deur hierdie dag en hierdie week in ons harte pols. Amen. Gemeente, ek groet u in naam van die Here Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Gees. Kom ons staan vir 3 heerlike lofliedere saam met François en die span. Goeiemôre almal, kom ons sing saam. Hy is die ene wat ek liefhet in die môre. Hy is die ene wat ek liefhet in die môre. Hy is die ene wat ek liefhet in die aand. Hy is die ene in die avondskemer. Hy is die ene in die
dankie dat ons dit kan sing vanoggend. Dankie dat ons kan weet, soos Karel ook nou vir ons gelees het, niks kan ons skei van die liefde nie. En dat daar geen einde aan u liefde is vir ons nie. Dat u ons elkeen so lief het, dat u seun nie gespaar het nie. Dankie Jesus dat u in ons plek gesterf het. Dankie dat u die volmaakte offer was en dat ons vandag met vrymoedigheid en oorgawe kan sê, niks kan ons skei van die liefde nie. Geen bose magte, geen dood, geen engele. Geen situasie. Dankie daarom dat ons uit volle bors kan sing vanoggend. En kan sê, u is die pottebakker en ons is die klei. U is die wynstok en ons is die lote. Here, ek bid dat u ons sal help om vrug te dra. Dat ons nie soos dooie takke afgesny sal word en in 'n vuur gegooi word nie, maar dat ons sal blom. Dat ons vrug sal dra wat by u pas. Dat ons getuienis sal lewe en dat mense sal kan sien. Die vrug wat daarin dra, het ewigheidswaarde. Ons bid dit in die naam Here Jesus. Amen. I see the King of Glory coming down the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sins. People sing, people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna.
Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the Kom ons sit. Geliefdes, soos ons so sit, kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons U naam kan groot maak, U kan eer vir wie U is. Dat U ons saamroep en ons bymekaar voeg om U mense te wees. Here, dankie dat U uit genade uit U seun gestuur het, sodat elkeen van ons, ongeag hoe sondig ons is, ongeag van ons lewenspaadjies wat ons al geloop het, ongeag van elke uitdaging wat ons nog in die toekoms moet hanteer, dat U U seun gestuur het om juis vir ons te kom sterf, om ons vry te maak en 'n verhouding met ons te hê. Here, dankie vir die genade om met ons soveel empatie te hê en soveel deernis te hê, dat U steeds vir ons lief is. Nog voordat ons een ding doen uit dankbaarheid vir U. Here, dankie dat U genade genoeg is. Dankie dat die prys wat U seun betaal het genoeg is. Here, dankie dat U woord genoeg is. Dat die eer van U naam genoeg is. Dat geloof genoeg is, Here. Here, wanneer ons nou in die woord gaan wandel, vra ek dat U ons harte sal oopmaak vir dit wat waarheid is. Dat U ons gedagtes sal rig op U en stil sal maak van alles wat ons aandag kan afneem. Here, praat met ons, want ons wil so graag na U luister. Amen. Geliefdes, ons is besig met 'n reeks op die oomblik en ons is besig om in gesprek te wees met Jesus. Ons is besig om deur Johannes te gaan en ons het nou al gesprekke gehad saam met Jesus waar hy met Thomas gesels. Ons het al saam met Jesus 'n gesprek gewees met Petrus. En vandag wanneer ons na die woord kyk, het ons gesprek met Jesus oor hoe ware liefde lyk. Nou as ek vanoggend vir elkeen van julle sou vra is wat is ware liefde, sou julle waarskynlik elkeen met 'n eie definisie kom. Ware liefde kan in die mooiste poëtiese gedigte saamgevat word. Ons het 'n hele boek, die woord van God, wat vir ons wys hoe lyk 'n liefdesverhaal, wil God vir ons wys hoe lyk liefde. Maar wanneer ons spesifiek vanoggend saam met Jesus gesels oor wat ware liefde is, kan ons dit in 'n sinnetjie later bymekaar sit. Ek wil graag vir ons uit Johannes 15 uitlees, vers 1 tot by 17. Maar voordat ons dit gaan lees, wil ek hê jy moet solank al klaar jou gedagtes rig op dit wat gaan kom. Daar's 'n paar dinge wat ons van bewus moet wees wanneer ons daarna kyk. Hierdie gedeelte begin letterlik met die eerste vers wat sê, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Die woord wat gebruik word vir ware, word in Johannes meer as 11 keer gebruik, waarin hy dan spesifiek sê dat Jesus is die ware herder, hy is die ware brood van die lewe, hy is die ware een wat gekom het, hy is die ware seun van God, hy is die ware lig, hy is die ware wingerdstok. Hy vertel van die soldaat wat toe Jesus aan die kruis was, wat Jesus se sy met sy stok gepenetreer het, wat hy gesê het,
Daai man se getuienis daarna was die ware getuienis oor wie God was. Waarheid is belangrik in Johannes. En spesifiek begin hierdie gedeelte daarmee. So dit wat hier volg, as Jesus self sê, ek is die ware wingerdstok, begin hy deur te begin in, wat is waarheid? Waarop kan jy bank? Waarvan kan jy seker wees? Die tweede ding wat ons moet kyk na, wanneer ons in hierdie gedeelte gaan lees, is die woord wat hy gebruik vir om in my te bly, daai bly gedagte. In Engels is dit abide, wat vir my so 'n mooi woord is. Maar hy gebruik in hierdie gedeelte dit 10 keer. Die Griekse woord is meno. En hy gebruik dit 10 keer om te sê, bly in my. Ek bly in my Vader. Ek bly. So ek gaan baie spesifiek op die skerm het ek dit aangedui met dik gedrukte letters. En jy is welkom as jy notas neem, en ek wil jou graag uitnooi in die toekoms ook, neem notas, bring 'n ekstra boek as jy moet. Krap in jou Bybel, maak seker dat jy notas neem, sodat jy hier aan jouself later kan herinner. Om in hierdie gedeelte die woord meno of die woord om in Jesus te bly, mis te lees, gaan jy 'n groot gedeelte van waaroor ware liefde gaan vandag mis. 'n Tweede woord wat verskriklik belangrik is in die gedeelte is liefde, agape. En wanneer hy spesifiek na hierdie vorm van liefde praat, is dit die ware liefde. 'n Liefde wat opofferend is, 'n liefde wat gee, 'n liefde wat nie noodwendig terugvra nie. Hy gebruik dit as 'n werkwoord, maar ook as 'n selfstandige naamwoord. Hy doen dit 9 keer in hierdie gedeelte. En ek wil spesifiek hê jy moet kyk aanvanklik hoe hy begin met, hierdie is wat, om in my te bly, is ook gelykstaande wat kom na hoe liefde lyk. Dit is belangrik dat ons onsself daarvan bewus maak. En dan die laaste gedeelte wat ek graag wil hê julle moet van bewus wees wanneer ons hierna kyk, is verbondstaal. Nou in die Bybel verwys hulle baie keer na God se verbond wat hy met ons gesluit het. En wanneer ons met kinders praat baie keer, dan sê ons dis soos 'n kontrak. God sê ek gaan 'n klomp goeders doen en hy vra vir sy mense om 'n klomp goed te doen. Maar wat 'n verbond anders maak as 'n kontrak, is dat 'n verbond is 'n belofte. En gewoonlik kom dit van 'n plek van liefde af. Dit is 'n ooreenkoms wat ek met jou sluit, wat ek bereid is om vir jou te wys hoe ek vir jou omgee, hoe ek vir jou lief is, en wat ek vir jou sal opoffer daarvoor. 'n Kontrak kom gewoonlik met wat ek gaan kry, waar 'n verbond sê wat ek bereid is om vir jou te bied. En dit kom uit 'n plek uit wat selfs as die ander persoon met wie ek die verbond aangaan, nie hulle kant nakom nie, bly ek by my belofte en hou ek aan om daai belofte na te kom ten spyte van. As jy 'n kontrak het, as jy nie jou kant bygebring het nie, dan is die kontrak geëlimineer. En dan staan ons vyandig teenoor mekaar. Wat ons sien in hierdie gedeelte in Johannes 15 is juist dat God 'n verbond sluit. En dat verbond 'n manier is waar hy vir ons liefde wys. En ons sien hoe ware liefde in 'n verbond na ons toe kom. Nie in 'n kontrak nie. Nie in 'n ooreenkoms wat as ons kant nie nakom dat ons afgeskryf is nie. Maar in 'n verbond waarin God steeds getrou, genadiglik vir ons liefde bewys. So wees op die uitkyk vir dit. Ek het op die skerm, soos ek sê, dit dik gedruk. Ek het gewys na liefde, die vele kere wat hulle al voorkom. Ek het gewys na die bly in my. En ek het verwys na enige iets wat die taal van 'n verbond beskryf. En ons gaan so stelselmatig daardeur gaan. Vers 1 weer 'n keer by Johannes 15. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. Ek het dit so gestel want dit is daar's ons aan die einde van dit klink nie asof ek bly in julle nie, maar dit is nog steeds 'n keer die woord meno. Ek bly in julle net soos wat julle in my is. Dis die ooreenkoms. Ek sal vir julle 'n God wees, ek sal vir julle lief wees, ek sal vir julle wys hoe lyk dit om liefde te ontvang wat jy nie eers verdien nie. En my verwagting, dit wat in die verbond is, wat ek graag vir jou wil vra en jou uitnooi, is bly in my, soos ek in jou bly. Vers 4 gaan verder om te sê, 'n loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok
bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Ons lied net het gesê, julle is die rankies. Rankies kan nie op hulle eie net groei nie, hulle het nodig om vas te wees aan hierdie wingerdstok. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Tot en met hierdie plek kom ons baie van die plek uit van hoe lyk 'n verbond met God, en dit kom in die eerste plek deur in God geanker te wees, gewortel te wees, om nie uit losgeruk te wees en een kant te staan en te dink ek weet hoe om dit beter te doen nie. Om nie onafhanklik te wees en te sê maar ek het hom nie nodig nie. Ek kan hierdie self doen nie. Ware liefde wat Jesus hier sê is so verweef dat dit soos lote is wat uit my uitgroei. Daar is nie afstand nie. Wees in my, bly in my. Vers 6 begin dit te sê, as iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Wanneer ons hierdie taal lees en ons lees hierdie vers, kan ons dalk sê, maar dit klink nie soos 'n verbond nie. Dit klink asof ons afgesny gaan word en ons gaan weggegooi word. Die realiteit is dat die woord nooit nêrens sê dat ons kan nie die konsekwensies van ons eie besluite of keuses nie moet face nie. As ons kies om nie in Christus te wees nie, ons kies om 'n rankie te wees wat op sy eie wil aangaan, is die konsekwensies daarvan dat ons gaan sterf. Daar is nie meer lewe weg van God of nie geanker in God nie. Dis 'n natuurlike reaksie wat gebeur is dat as ek kies om op my eie te wil afgaan, is dit asof ek myself afgesny het. Die verbond is nie deur God nou afgesny en vertroebel nie. Maar as ek aanhou kies om in hierdie verbond my rug op God te draai en nie geanker in hom te wil wees nie, is dit ek wat besig is om te onttrek en die verbond seer te maak. God bly steeds uittrek, God bly steeds lief wees, God bly steeds die wingerd wat sy hart bloei dat jy sal deel wees van die wingerd in die groter prentjie. Vers 7 sê die volgende, as julle in my bly en my woorde in julle, en ek sit aan hakies bly, want dit is weer 'n keer die woord meno vir om in God te bly, in abide, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Hier begin die verbondstaal duidelik uitkom. Baie mense gebruik hierdie vers en ander verse soos dit om te sê, wel, as ek vir God lief is, as ek glo in God, kan ek vra net wat ek wil en God gaan dit vir my altyd gee. Baie keer is ons geneig om 'n voorspoedteologie daarvan te maak. Ons kyk net wat ons alles by Christus kan kry. Wanneer ons kyk na verbondstaal, beteken dit eintlik dat wanneer ek vir die Here vra, as ek wil so verweef wees in U dat ek nie weet waar ek eindig en waar ek begin nie. Dat U deur my vloei na alles toe en dat ek U hart vra in alles in my lewe en vir hierdie wêreld. En wanneer ek vra vir die Here se hart, vir die Here se leiding, vir die Here se wysheid, vir die Here se onderskeiding, vir dit wat sy hartklop in hierdie wêreld is, gaan hy dit vir ons gee. Wanneer ons vra vir sy teenwoordigheid en sy nabyheid, gaan hy sy teenwoordigheid en sy nabyheid vir ons gee. Hoe meer ons vra om meer soos 'n wingerdstok te wees of 'n rankie of 'n loot te wees wat so geanker is dat ons vrug dra, hoe meer gaan God dit vir ons gee. Die verbond is juis om te vra vir meer van sy liefde, meer van sy genade, meer van sy godheid in ons lewens, sy teenwoordigheid, sy mag, die manier hoe hy optree in hierdie wêreld. As ons vir die Here vra om God te wees in ons lewens, gaan hy vir ons God wees. Hy gaan vir ons niks terughou nie.
Ons gaan gekonfronteer word met wonderwerke wat ons nog nooit gesien het nie. Ons gaan gekonfronteer word met God wat liefde in hierdie wêreld teenwoordig maak en mense met mekaar laat versoen. Ons gaan sien hoe God mense genees van korrupsie, van die eie ego, van alles wat op die oomblik besig is om sleg en skeef te trek in hierdie wêreld. As ons hart is om daarvoor te vra, is hierdie verbond sterk. Is ons so geanker in hom, dat ons begin ontdek wat ware liefde is. Vers 8 sê, my Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra, en my disippels is. Wanneer ons vra vir God om vir ons te kom wys wie hy werklik is in ons lewens, en hy begin dit vir ons wys, en ons begin dit oral sien, hoe meer begin ons God eer, sy naam groot maak, hoe meer begin ander mense beleef wie God is, en dat hy 'n God is wat sy woord hou, wat waar is, soos die eerste vers. Hoe meer kry ons geleentheid dat ons nog lote het wat besig is om vrug te dra, en te vra vir die Here se teenwoordigheid, vir die Here se leiding, vir die Here se handelinge in ons eie lewens, maar ook in hierdie wêreld. Wanneer ons disippels is wat na God soek, begin ons hierdie verbond ten volle leef. Vers 9 sê die volgende, soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Die liefde wat God vir sy seun het, is 'n perfekte, volmaakte liefde. Dis 'n liefde wat niks terughou nie. Dis 'n liefde wat alles deel. Dis 'n liefde wat opoffer. Dis die liefde wat Christus vir ons kom wys het deur aan die kruis te kom sterf. Dis die liefde wat hy sê, ek met julle deel, selfs al kies jy om nie vir my verbond te hou nie. Die liefde is steeds vir jou daar. Hierdie liefde is opofferend. Dis nie beperk deur vooropgestelde idees of vooroordele nie. Daar's nie 'n klomp lysies wat eers afgetik moet word voordat jy dit mag ontvang nie. Dis onvoorwaardelik. Dis ware liefde. Vers 9 gaan verder aan dit sê, julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Hierdie kant klink soos die taal van 'n kontrak. Julle moet dit doen sodat ek dit doen. Maar dis glad nie die geval nie. Dis 'n verbond waar God sê, ek vra vir jou om gehoorsaam te wees. Ek vra vir jou om dit wat ek vir jou op jou hart plaas te doen. Ek vra vir jou om liefde te gee vir mense wat jy voel dit nie verdien nie. Ek vra vir jou om van jouself op te offer vir 'n samelewing wat dalk volgens jou reeds verlore is. Ek vra vir jou 'n klomp dinge. En wat 'n verbond maak is dat jy kan sê nee en God se verbond gaan steeds in plek bly. En hy gaan steeds aanhou vir jou vra om terug te kom in die verbond in. As dit 'n kontrak was, het God ons afgeskryf en is daar geen hoop vir ons nie. As 'n kontrak was, het ons geen manier gehad om dit reg te stel sou ons foute maak nie. Elke keer wanneer ons iemand oordeel en hulle sleg sê, hulle uitstoot, sou ons die wees wat uitgestoot is. Die verbond sê dat daar is genade. Daar is ruimte vir jou mens wees, want jy is geanker in Christus. Vers 10 kom dit by, as julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Waarom wil ons in Christus bly? Waarom wil ons 'n verbond van liefde hê? Waarom wil ons weet vanoggend as ons met Jesus praat, hoe lyk ware liefde? Want dit gee vir ons vreugde. Ons kry nie vreugde as 'n ooreenkoms dat wanneer ons die goeders reg gedoen het, nou gaan ons vreugde beleef daarna nie. Dis 'n byproduk van net in Christus wees.
is om elke oggend met 'n lied in die hart op te kan staan, ongeag van hoe donker hierdie wêreld lyk of hoeveel daar in die wêreld verkeerd gaan, want ek's geanker in Christus. Dit gee vir my vreugde, want ten spyte van my omstandighede en uitdagings wat ek self moontlik mag beleef, weet ek is vry. Besef ek dat ek is geliefd. Ek is genoeg. Wanneer die wêreld my een kant toe skuif en my sê ek is nie, het ek sekerheid in Christus. Daar's niks wat hierdie wêreld na ons toe kan gooi wat gaan maak dat ons ooit hoef te voel dat ons nie geliefd is nie. Vers 12 gaan verder sê, dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. As hierdie 'n kontrak was, sou die kontrak eers ooreengekom gewees het wanneer jy jou lewe opgeoffer het vir iemand anders. Die verbond is dat daar's 'n uitnodiging dat jy so in Christus is dat jy bereid sal wees om jou lewe elke dag vir iemand anders af te lê. Jou eie voorkeure vir dinge tweede te sit sodat iemand anders dalk moontlik hulle voorkeur kan kry. Dat ek bereid sal wees om van my dinge, my materiale goed, my geld, my tyd vir ander te kan gee sodat hulle maak ook kan hê. Dat ek bereid sal wees om tweede viool te speel sodat ander mense kan sien God regeer in my lewe en dat hulle hom daarvoor kan eer. Soms beteken dit om op te offer dat ons nie die eer kry wanneer ons voel ons het iets baie oulik gedoen, selfs as 'n gelowige nie. Dat ons bereid sal wees om te sê, dis regtig die Here wat hier gegee het. Ek was net gehoorsaam, ek was net in verbond met God. Ek kry nie die eer nie. God kry. Elke dag sterf ons van onsself meer en meer sodat ons Christus en God kan eer. Dis hoe ons verbond lyk. Ons offer van onsself sodat ons Christus meer kan ontdek. Vers 15 sê, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want die ondergeskikte weet nie wat die baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. 'n Kontrak is nie daar gestel om vriende met mekaar te wees altyd nie. 'n Kontrak is daar om seker te maak hierdie is die reëls en ons weet waar ons staan met mekaar. Dit beskerm albei partye, maar dit maak ook dat as daai kontrak breek, is daar vyandskap van tyd tot tyd. Hierdie verbond sê dat ek noem julle vriende. Ek nooi julle in. Ek deel die plan met jou. Jy's nie 'n ondergeskikte of iemand wat ek ver wegstoot nie. In 'n verbond is ek lief vir jou. En ek's bereid om vir jou te wys wat my plan is. Dit kom nie van iemand wat hoog geplaas is en neerkyk nie. Dit kom van iemand wat onder is wat sê ek dien jou. En ek wys vir jou lyk dit. Veral wanneer jy nie weet hoe om dit self te kan leef nie. Dis wat ware liefde is. Vers 16 kom hy by, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. 'n Verbond word gesluit met iemand wat na jou toe kom en vir jou sê, ek wil vir jou goed wees. Ek wil vir jou liefde wys. Ek wil jou dien. Daar word iets gesê en iets in gedagte gehou dat die persoon wat die verbond ontvang dit nodig het. Veel meer as die persoon wat die verbond met jou kom aangaan. Jesus kom na ons en hy sê, ek weet julle het my nodig. En ek weet julle kan nie hierdie sonder my doen nie. En daarom kom sluit ek met julle 'n verbond, waarin ek vir julle wys hoe lyk dit om vir jou lief te wees. Dat jy nie elders in die wêreld moet gaan soek, of jou eie probeer staat maak daarmee nie. Maar dat jy dit ontvang. Ek maak dit nie vir jou moeilik nie. Ek gee dit vir jou. Dis op jou skoot. Ontvang. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. En dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê.
As ek vandag moet opsom wat is ware liefde, as Jesus hierdie gedeelte in Johannes 15 met ons deel, is dit eerstens 'n identiteit. Ware liefde is Christus. En ware liefde word vir jou gegee sodat jy ook liefde kan wees. Nie oor wie jy is nie, maar oor wie Jesus is. Omdat ons in hom is ons ook liefde. Ware liefde is 'n verbond wat met ons gesluit word, waarin ons keer op keer dalk foute maak en keer op keer die verbond nie nakom nie. En Christus steeds sy kant bybring. Steeds vir ons wys hoe lyk dit. Ten spyte van ons swakste weergawe van onsself. Ware liefde is 'n verbond waar die partye so verweef is, Christus en ek, Christus en ons, dat ons nie losgemaak kan wees daarvan nie. Ons moenie en ons wil ook nie. Hierdie verbond is deurdrenk met liefde. Liefde wat gee, wat nie vra nie. Liefde wat bereid is om op te offer en nie vereis nie. Liefde wat terugstaan en vir jou 'n kans gee om te kan kies. In werklikheid maak hierdie liefde glad nie sin nie. Dit maak nie sin dat die redder van hierdie aarde kom en vir elkeen van ons wat vandag hier sit, ongeag ons geskiedenis, ongeag dit wat ons in ons diepste hartsdinge van weet, ons daarvoor kwaadlik hou nie. Hy kom na ons en hy sê vir jou, ek kies jou ook. Jy het 'n geleentheid om 'n loot of 'n rankie te wees aan hierdie wingerdstok. Ek wil so verweef met jou dat jy nie meer weet waar jy begin en eindig nie. Dat jy vreugde sal beleef in daardie verhouding. En dat daai vreugde jou in staat stel om in hierdie wêreld in te gaan sodat ander my kan identifiseer. Net in dit wat jy elke dag doen. Net daar waar jy is, kan hulle sien wie ek is. Ek dink die tema of die beeld van die metafoor wat Jesus gebruik van die wingerdstok is so relevant. Vir Israel sou hulle baie bewus wees dat God vir hulle in Psalm 80 en in Jesaja 5 sê, julle is die wingerdstok. Hy wys vir hulle hoe hulle moet groei in gesonde grond, hoe hy hulle uit Egipte uitgehaal het en in Kanaan gaan vestig het. Hoe hy vir hulle alles gegee het wat hulle moontlik kon wou hê om gesonde wingerde vir hom wingerde te wees. Dat Jesus of dat God werklik druiwe sou kon pluk, vrug sou kon sien in sy volk. Dis 'n beeld wat vir die Israeliete bekend is. Hulle is die wingerdstok. En die realiteit is dat hulle so droog gemaak het dat die wingerdstok moes afgekap geword het en uitgegooi word. Want hulle kon nie die wet nakom nie. En dan kom Jesus en sê in vers 1, ek is die ware wingerdstok. Ek weet julle kan dit nie wees nie. En ek verander alles nou. Julle kan nie op julle eie rankies wees wat besig is om vrug te dra nie, kom wees in my. Hier is 'n verbond wat dit moontlik maak vir jou om te beleef wat dit is om werklik te leef. Jesus kom verander alles met hierdie beeld. En wat vir my mooi is van die metafoor is, dit is oor lewe. As jy werklik in verbond met God wil wees en 'n disipel wil wees, het jy nodig om lewe te wys. In die wetenskap en in biologie is daar so 7 verskillende temas of identifiserende karaktereienskappe van lewe. Daar moet asemhaling plaasvind. Daar moet voeding gegee word vir 'n lewende ding. Die ding wat lewe is sensitief vir prikkels van buite en van binne. Die ding wat lewe moet kan beweeg en aanpas. Die ding wat lewe moet kan groei en groter word. Die ding wat lewe moet kan voortplant en meer maak. Die ding wat lewe moet kan uitskei dit wat nie goed is vir hom nie. As mense doen ons al 7 daai dinge. As moeders het ons die voorreg om veral met ons kinders daai 7 dinge baie intens te beleef van tyd tot tyd. Wanneer Jesus praat oor die wingerd, dan sê hy hierdie 7 elemente is daar. As jy wil gesond wees in Christus, moet jy asemhaal. Meer van God in,
en uit te asem in die wêreld sodat hulle God kan beleef. Daar moet voeding plaasvind en jy moet tyd in die woord spandeer en tyd in gebed spandeer om meer van Christus te verorber. Dat daar nie 'n dors en 'n honger is nie, dat jy sterk en gesond kan wees. Jy moet sensitief wees vir wanneer daar aanvalle kom van die bose en jy moet sensitief wees as die wêreld op nuwe plekke vra na Christus, dat jy kan gaan en beweeg daarheen. Jy moet kan groei as 'n gelowige in jou eie karakter, in jou eie stap saam met die Here, as mens. As 'n geloofsfamilie moet ons saam kan groei, om een te kan wees. Ons moet vermenigvuldig tot so 'n mate dat ons nog lote en rankies in ons wingerdstok innooi. Dat hulle weer kan vrug dra in ander mense se lewens. En ons het nodig om uit te skei dit wat sondig in ons lewens is. Dit wat nie die Here dien en eer nie. As moeders het ons getuig hiervan wanneer ons kinders grootmaak, maar as gelowiges sien ons dit daagliks. Wanneer Jesus hierdie beeld van 'n wingerdstok gebruik, sê hy vir hulle, wees in my, so verweef, dat jy nie weet waar jy begin of eindig nie. Wees so lief vir ander, leef hierdie eienskappe van lewe uit as 'n disipel, sodat dit my kan eer. Want dit is 'n verbond wat nie sin maak nie, maar wat jou lewe verander. Ek wil afsluit en ek wil graag ons uitnooi om ander mense in hierdie verbond in te nooi. En die realiteit is, dis nie ons wat dit gaan doen nie. Christus is klaar die wingerdstok en hy gee vir almal van ons hierdie geleentheid om lote en rankies te wees, ook die mense daar buite wat ons nie so baie van hou nie. Die mense met wie ons die meeste verskil. Mense wat op die oomblik besig is om hierdie wêreld af te breek, gelowiges te na te kom en seer te maak. Jesus se sterf aan die kruis was ook vir hulle. En hy vra vir ons, hoe leef ons so in liefde met hom, dat ons daai liefde ook kan begin beleef vir elke ander rankie, wat dalk nie volgens ons nog vas aan Christus mag wees nie. Ons wil afsny, en Christus vra, hoe leef ons tot so 'n mate dat hulle ook kan beleef wat ons leef? So ek wil ons uitnooi om in die week wat voor is, in verbond so te leef dat ons juis vir almal bid, wat ons eintlik wil weg afsny. Dat ons juis vir hulle liefde bewys, wat nie sin maak vir ons menslike, gebroke mense wat ons is nie. Maar ons meer en meer soos Christus lyk. Wat ons opoffer, wat ons gee, wat ons innooi, en wat ons versterk. Dalk is daar iemand wat reeds op jou hart is. Ek gaan nou afsluit en ek gaan eers 'n oomblik van stilte gee. Bid vir daardie persoon. En as daar nie iemand op jou hart geplaas is nie, gaan oor in dankbaarheid vir hierdie verbond van ware liefde wat jy reeds het. En bid dit vir jou kinders en vir die kinders van hierdie wêreld toe. Kom ons sluit ons oë. Here, ons wil eers dankie sê vir die verbond. Dat daar niks is wat ons kan doen om meer daarvan te kry nie, niks is wat ons kan doen om dit te koop by U nie. Here, en selfs dat dit ook geld verander. Dankie dat U eers gekom het en uitgereik het en ons in hierdie ware liefdeverbond ingeburger het. Here, help ons om in U te bly.
Help ons om hierdie verbond waarin U ons innooi na te kom. Nie omdat ons iets daarbij gaan wen nie, maar omdat ons regtig net U wil eer en die vreugde wil beleef daarvan. Here, waar ons in ander mense se pad stap en staan, sodat hulle nie dit kan beleef nie, vra ek dat U ons nou daarvan bewus sal maak. Dat ons harte sal draai. Dat ons sal lewe bring, soos wat die ware wingerdstok in hierdie wêreld bring. Here, mag ons liefde vir U bewys in elke faset van ons mens wees. In elke element van ons lewens, by die werk, by die huise, in die gemeenskap, hier by ons geloofsfamilie, in ons vriendskappe, in ons huwelike, in die werk wat ons elke dag produseer. Mag dit deurdrenk wees van liefde, wat tasbaar is. Soveel so dat ander ook kan vra, vertel my meer van God, die ware wingerdstok. Dankie dat ons dit kan vra, Here, en U kan vertrou daarvoor. Amen. Kom ons sit net so en ons sing ons saam.
Ons het 'n deel in ons erediens wat ons noem huisgeloof. Huisgeloof is 'n gewone moment waarin ons vir mekaar vra, maar dit wat ons hier hoor, hier by die erediens, kan ons dit iewers in die week met mekaar bespreek? Kan ons dalk iewers uit ons eie lewe uit getuig van dit wat gepreek is, waar is in my lewe? En daarom wil ek jou uitnooi in hierdie week. Wil jy nie iewers met die mense rondom jou, jou gesin, dalk is dit die mense saam met wie jy woon, al is hulle in jou gesin nie, ons definisie is die mense met wie jy 'n yskas deel. Deel met hulle daardie moment, daardie tydperk of daai enkele gebeurtenis wat in jou lewe met jou gebeur het, of wat jy self deur jou eie toedoen laat gebeur het, waarin jy gevoel het, maar die Here het my hand nou gelos. Ek het nou sy liefde verloor. Hy het my afgeknip soos 'n droë tak. En toe jy agterkom, maar dit was toe nie so nie. Hy het jou teruggepluk. Hy het sy verbond gehou, sy verbond van liefde. Gebruik hierdie week om iewers te getuig van daardie moment in jou lewe, sodat ander mense ook kan hoor, dat dit wat Arlene vanoggend gepreek het, waar is ook in jou lewe, en dit is dat die Here jou nooit sal los nie. Een van die min maniere hoe ons kant van die verbond kan nakom, is om vir die Here uit dankbaarheid iets terug te gee. Ons doen dit maar op ons kan nie regtig vir die Here teruggee wat hy vir ons gee nie. Maar ons gebruik partykeer maar geld, om net te versimboliseer, Here, ons probeer maar net vir u ook teruggee, iets wat ons kan in hierdie verbond. Kom ons sluit ons oë. Here, hoe sal ons bydra tog ooit iets kan beteken vir u? Here, hoe kan ons ooit vir iets teruggee vir die groot verbond wat u met liefde wat u met ons gesluit het? So Here, in nederigheid vra ons dat u die dankofors vandag sal seën. Here, dat u dit sal gebruik op veel groter maniere as wat ons self daarmee kan regkry. Amen. Kom ons sluit hierdie diens af met 'n baie gepaste lied, Met my hele hart.
Ek wil graag 'n uitnodiging rig indien jy behoefte het aan gebed, het ons na die tyd in die kapel mense wat saam met jou kan bid. Jy's welkom op jou eie ook te gaan bid, maar as dit op jou hart is op hierdie stadium, weet al is 'n spasie vir jou. Ontvang die seën van die Here en gaan dan in vrede. Weet dat Jesus die ware wingerdstok voor jou uitgaan en die paaie vir jou gelyk maak. Hy is agter jou aan om al die aanslae van die bose af te weer en hy's langs jou om saam met jou die pad te stap. Die Here is bo jou om jou ryklik te seën, hy's onder jou om jou te vang wanneer jy val en hy's reg rondom jou om jou te omvou met sy liefde. En die Here is binne jou om jou bewus te maak van sy teenwoordigheid en jou te lei in wysheid. Amen.